Ja, dit is so wonderlik om in die Here se huis te wees. Daar is geen beter plek nie. Al is dit net ons twee, ons sal nie wees. Want ons kom hier te saam om die Here te loof en prys. Nie vir mense nie. Dit is soveel keer gesê vandag. En die woord wat die Here vir my gegee het en so bevestig is deur Auretse boodskap is, wanneer Jesus altyd jou eerste keuse is hy werklik altyd jou eerste keuse? Of gaan jy eers na ander persone toe om jou te probeer help? Sê die Here nie dan, jy mag geen ander God bo my hê nie. As ons dan na ander mense toe gaan, dan sê ons eintlik, jy is nie alleen God nie. Want ons vertroue moet so in die Here wees, dat hy eerste sal wees. As iemand my hart breek, dan roep ek nie my man toe, of my kind toe nie, ek gaan na die Here toe. Want hy weet alles, en hy weet waar die persoon gaan, wat my aangeval het. Want dit is ook sy skepsel. En as ons dan weet wat die Vader weet, dan kan ons genade bewys. Want hy is altyd ons eerste keuse. Ons moet elke dag soveel keuses maak. Of jy opstaan of bly lê, wat jy gaan aantrek, wat jy gaan eet, dis 'n keuse wat jy maak. En die woord is vol getuienisse van persone wat hulle vertroue in Jesus geplaas het, alles aan hom toegewy en 'n prys daarvoor betaal het. Ons weet dat van die Christene is in 'n stadium geplaas en leeu's en beere is losgelaat om hulle te verskeer, omdat hulle geweier het om te ontken dat Jesus die Christus is. En dan was al so geskok as hulle dan net stil staan, hulle hande omhoog en lofgesange sing. Dit is wat 'n keuse aan jou doen. 'n werklike keuse. Waar jy nie net sê, ek dink Jesus is die Christus nie, maar dit in jou hart weet. Dis in jou wese saamgeknoop en geweef. Soos Thomas sê, my Here en my God. My Here en my God. Hulle het hierdie martelare in twee gesaag. Hulle het 4 perde gevat en 'n arm hier en 'n arm hier en 'n armbeen en 'n been en die perde uit mekaar gejaag en hulle so uit mekaar uitgeskei. Nero het hulle vol vet gesmeer en aan die brand gesteek. Vir sy genot, statistiese genot, maar ook hy het die menslike fakkel genoem. Hulle is gekruisig, hulle is op stapels geplaas en aan die brand gesteek. Wat is jy bereid om deur te gaan vir die naam van Christus? Wat is jou keuse? As jou keuse voor jou gestel word om ken Jesus Christus as die Christus of sterf? Waar lê jou hart? Sal jy dadelik sê ek kies Christus? Ek kan eintlik nie verstaan hoekom mense bang is om dood te gaan nie, want as ek gemartel word en ek sterf, dan is ek by Christus. Dis die ding. So dit behoort nie jou vrees te wees nie. Jy is nou deurgesaag, maar nog steeds kies hulle Jesus. Jesus altyd. Filippense 1 vers 21 spreek Paulus en hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou leef in die vlees, leef ek in die geloof in die Seun van God wat my so lief gehad het, dat hy vir my gesterf het. Wat glo ons? Ons weet, Paulus was eers Saulus, en hy was 'n Jood, hy was 'n Fariseer, hy het geglo alles wat hy weet, daar's niks meer om by te plaas nie. En wanneer hierdie Christene dan opstaan, the people of the new way,
en hy agtervolg hulle, en hy arresteer en hulle bring hulle by mekaar en hulle maak hulle dood. En hy dink dis reg. Want hy glo, hy moet Christus verdedig. Want hier is 'n klomp ketters, wat valse gerugte versprei, dat Jesus gekom het en gesterf het. So hy dink by homself, en dit is wat 'n godsdienstige gees doen, dat wat ek doen is reg. Maar hierdie manne en vroue staan op vir Christus. In hulle vervolging en agtervolginge versprei hulle en hulle vertel die goeie nuus van Jesus. Hulle vertel dat hy die antwoord is, hulle vertel dat hy gekom het, dat hy gekruisig is en weer opgestaan het. En maak nie saak wat 'n leuns hulle probeer vertel nie. Dat hy van die bose besete is. Dat hy 'n dronkaard is. Dat hy saam met sondenaars eet. Sondaars eet. En wanneer hy nou gekruisig word, want hulle kies om hom te kruisig. En hy staan op en laat hulle die soldate word betaal om te sê, hulle het hom kom steel. Nou as hulle dan hom kom steel het, waarom sal hy glo dat hy nie die Christus is nie? Hulle het gesien dat hy opgestaan het. Hy het aan hulle verskyn, verskeie kere. Thomas het self sy vinger en sy sein gedruk en in sy hande, omdat hy dit nie wou glo nie. Maar elke man en vrou gaan uit, met hierdie geloof in hulle harte, brandend, dat Jesus die Christus is. Hoe brandend is jou hart nog met daardie wete? Dat dag toe jy Jesus ontmoet het, soos die vrou by die put, daar by jou kom stilstaan het. Hoe brandend is jou hart nou? Glo jy werklik nog dat hy die Christus is, of as hulle vir jou 'n keuse stel, is jy bereid om hom te verloon? Paulus was ook die een wat by Stefanus sy klere gewaak het, terwyl hulle besig was om hom te steel. En dan op 'n dag, op 'n pad na Damaskus, ontmoet hy vir Jesus en sy hele lewe verander. En hy weet dat dit wat hy geglo het, is nie die waarheid nie. Dit was leuns. Maar nou, omdat Jesus aan hom verskyn, weet hy glo in sy hart, en hy bely met sy mond, dat hy die Christus is. Hy stel dit so goed, hy sê, ek is 'n liefdesslaaf vir Jesus. Met ander woorde, wat Jesus van hom vra, dit doen hy. Sonder om te verdedig, of te probeer uitkom uit wat gevra word. Alles wat hy doen hy, want dit is wat Christus wil hê. Hy leef nie meer nie. Hy verkondig hom. Hy verklaar, hy is tallose kere geslaan, met stokke geslaan, en in die tronk gegooi. Hy is een keer gestenig en verdood agtergelaat. Hy het 3 skipbreuke oorleef, en 'n volle nag en dag in die oop see gedrywe. Hy was in gevaar van rowers in sy eie volk, onderheidene en in stede en woestyne. Hy het gereeld gehonger, dors, koue en 'n gebrek aan klere gely. Maar hy noem dit 'n ligte en tydelike verdrukking. As ons van Here iets vra en hy antwoord nie dadelik nie, dan is ons hoog ontstel. Nie een van ons het dit deurgegaan nie. Nie een van ons is tot toe die dood toe gemartel. Maar ons word omgekrap as ons nie dadelik ontvang wat ons van die Here vra. Hy sê, as jy my disipel wil wees, moet jy jou kruis opneem en my volg.
Daar is 'n prys. Soms moet jy van jou familie agterlaat. Miskien iemand wat jy baie voor lief is. Want hulle glo nie in Jesus. Maar dit is ook hier waar ons Jesus ons keuse maak. Of jy bly en of jy gaan. Dit is nie jou wil nie, maar wat die Here vir jou lewe wil hê. Want miskien gebruik hy jou om daardie persoon te vertel van Jesus. En ons hou nie op nie. Sy keuse was altyd Jesus. Wat dan van Daniël en sy 3 vriende? Hulle word weggeneem uit hulle land. Na 'n ander land, na Babylon toe. Babilonië toe. Hulle ken niemand daar nie. Hulle word heeltemal ontwortel. Hulle taal, hulle gebruike, hulle geskiedenis. Hulle verander tot hulle name om by hulle God te pas. Maar hulle staan vas. Hulle staan vas in hulle keuse dat God eers kom. Hulle verander hulle na die eetgewoontes na hulle eetgewoontes toe. Hulle bid nog steeds, hulle aanbid nog steeds. Bid en aanbid. In 'n land waar hulle slawe is dit nog steeds Jesus eerste. En wanneer koning Nebukadneser hierdie beeld dan oprig en sê as die musiek speel, dan moet jy voor hierdie beeld neerbuig, weier hulle om dit te doen. En wanneer die koning dan hiervan hoor, roep hy hulle voor hom, Sadrak, Mesach en Abednego. Ek kan hom nie in Afrikaans sien. Abednego staan. ABC. En hulle bring hulle voor die koning en hy sê, weet jy, as julle dit doen, as die musiek nou speel en julle buig neer, dan sal julle nie sterf. En as die koning, ons sal dit nie doen. Ons sal dit nie doen nie. En die koning word woedend kwaad. En hy neem hulle en hy gooi hulle in 'n vuuroond, wat 7 keer warmer gemaak is as gewoonlik. Die woord sê dat die persone wat hulle ingegooi het, die dood gebrand. En wanneer die koning dan so op sy troon sit, kyk hy na die vuuroond. En hy sê, is daar dan nie net 3 manne ingegooi nie? Kyk, ek sien 4 manne. Ongeskonde, losgemaak. En die een lyk soos die seun van 'n God. Dit is die God wat ons dien. Dis die God wat ons elke dag kies, dat hy in moeilike omstandighede nog steeds wonderwerke doen. En as ons hom dan kies, hy ons keuse is, staan hy op. Ek glo dat as jy eendag, Stefanus het dit gesien. Hy het Jesus gesien staan aan die regterkant van die troon van God. Ek glo dat as jy Jesus kies en jou lewe verloor, dan sal jy niks voel nie. Want jy sal hom sien in heerlikheid. En dan Daniël wat tweede in bevel geplaas is, omdat hy soveel wysheid aan die dag gelê het. Die jaloerse manne gaan na die koning toe en sê, koning, vaardig 'n bevel uit, dat mense vir 30 dae net U mag gaan bid. En Daniël sê, my Jesus eerste. My God eerste. En hy maak nog steeds die vensters wyd oop en bid. 3 keer 'n dag, wyd oop, nie bang wie sien hom nie, want sy keuse is reeds gemaak. Wat sal 'n mens my kan doen?
En wanneer hulle hom dan voor die koning bring, dan sê hy, ek aanbid net een God. En omdat die koning hierdie bevel uitgestuur het, moet hulle hom in die leeuhok gooi. En die volgende oggend, toe gaan koning Darius na die leeuhok toe, hy sê, Daniel, Daniel, het hierdie God waarin jy jou glo, jou uitgered. En Daniel sê, hier is ek. Geen leeu het iets aan hom gelyk nie. Want sy God was by hom in die leeuhok. En het die bekke van die leeu's toegemaak. En toe die koning, hulle wat teen hom opgestaan het in haar leeuhok gooi, toe is hulle dadelik opgevreet. Hoekom twyfel ons dat as ons vir Jesus opstaan, hy moet dit ook kan doen? Het ons nie al genoeg getuienisse gehoor van hoe die Here net beskerm, dat mense, hulle beweeg op dat pad, maar die rowers sien hulle nie. Hulle kom om sendelinge dood te maak. Maar hy kan nie, want daar staan groot manne om daai plek. Een van die gevalle is waar daar 39 groot manne om hulle huis was, toe die stamhoofde en manne gaan om hulle dood te maak. 39. En toe hulle terug is in hulle land, en by hulle gemeente wat hulle gestuur het, gee hulle hier getuienis van hy het op 'n bekering gekom en gesê, hy het een aand gekom, hulle het gekom om hulle dood te maak. Maar hulle kon nie naby hulle kom nie. Toe hulle hierdie getuienis gee, toe vra die een vroukie, wanneer het dit gebeur? En hulle gee die datum. En sy gaan uit en sy kom terug met die agenda. Sy sê op hierdie aand was daar 39 mense wat vir julle gebid het. Ons God is nog steeds dieselfde. Maar hy moet eerste wees. Nie die bankbestuurder nie iemand by jou werk nie, hy moet eerste wees. En ek dink dis hoekom ons nie ons wonderwerke ervaar nie. Want die Here is nie eerste nie. En ons is nie bereid om die prys te betaal dat hy eerste in ons lewens sal wees nie. Hy is soos 'n noodhulp. Here, as dinge nie uitwerk nie, dan kom ek na U toe. Jesus was altyd hulle eerste keuse. In 'n vreemde land is hulle nog steeds vir Jesus. Die belangrikste keuse wat ons kan doen, is om Jesus te kies. As jy in jou hart glo en met jou mond bely dat hy die Christus is. Dis die belangrikste keuse wat jy ooit in jou lewe kan maak. 'n groter keuse om waar jy sal bly of waar jy gaan werk, met wie jy gaan trou. Jesus eerste. Want as Jesus eerste is, dan kry ons die volle pakket. Ons kry die verlosser. Ons kry die geneesheer. Ons kry die regter. Ons kry die vredevors. Ons kry dit alles. Want is alles in hom. En die Here wil nie hê ons moet net op afstand staan en hom aanbid nie. Hy wil hê ons keuse moet wees om by sy voete te sit. Hy wil hê ons keuse moet wees om op te staan in die oggend met 'n brandende begeerte in ons om met hom tyd te spandeer. Met hom te praat. Jy weet alles omtrent ons. Maar bring jy nie as jy 'n probleem het, as 'n kind, gaan jy na jou vader of jou moeder en jy bespreek met hulle. Dit is 'n teken van vertroue. Dit is 'n teken dat ek weet U het die antwoord.
my uithelp. En ons soos net gesê, daai ons in hom en hy in ons, is 'n eenheid. Ons staan nie apart van hom nie. Ons tweede keuse is om hom te volg, waarheen hy ons lei. En dis hier waar ons soos 'n steeksdonkie vassteek. Here, ek wil dit nie doen nie. Here, ek wil nie so toe gaan nie. In Matteus 16 vers 24 sê hy, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agteraan my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Kom kyk wat ek doen. Is dit nie wonderlik nie dat die Here eers vir ons wys wat hy doen, voordat hy vir ons vra om dit te doen? Alles in die woord wys ons wie Jesus is. Sy antwoord by 'n sieke, sy antwoord by 'n besetene, sy antwoord waar daar nie tempel geld is nie. Stuur hy vir Thomas en ag vir Petrus en hy sê gaan vang daai vis. En in sy bek was geldstuk. En ons sal sê, o nee Here, dit kan nie reg wees nie. Ek kan dit mos nou nie doen nie. Maar as hy sê, volg my, en hy wys dit vir my, en ek het nie finansies nie, en ek bid, en die Here wys my iets, dan moet ek die vertroue in hom hê, om te doen wat hy vir my sê om te doen. Gaan praat met daai persoon. Maar Jesus is nie ons eerste keuse nie. Ons val rond met al ons besluite en dit flop. Ek dink iemand het vandag so gesê. En dan gaan ons na Jesus. Om sy voorbeeld te volg. Om deur ons dade hom te vereer. Die woord sê vir my, ons moet ons ligte laat skyn voor ander mense. En goed doen, sodat God verheerlik sal word. Alles wat ons doen, word raak gesien. En daardie keuse wat jy sommer maar net so ligtelik opgeneem het, kan iemand vir ewig laat wegdraai van die Here af. Ek is nie nou lus om te help nie. Ek is nie nou lus om sag by daai persoon te gaan sit en met hom te praat nie. En ja, kom so maar af en ek is al staan. Om te wees soos Jesus. Sy voorbeeld moet my keuse wees. Om ons liefde aan hom te bewys deur ons gebed en aanbidding. Wat doen jy eers in die oggend? Gryp die telefoon, kyk of iemand jou miskien gebel het. Of gaan jy na God se woord toe? Gaan jy na die woord toe? Want dis hoe jy jou liefde bewys. Die tyd te spandeer saam met die persoon wat jy die liefste het. Dit sal vreemd wees as ons in een huis bly een. En ek staan op, doen my eie ding, hy doen sy eie ding. Hoe lank sal so 'n huwelik hou? Maar hoe meer tyd ons saam spandeer, hoe meer ons praat oor my 15 minute se werk, dan moet ek klaar wees. Maar 15 minute se werk en dan praat ons oor die Here. Ons praat oor ons kinders. Ons beplan, dan groei ons. Ons kan nie weet wat lê op die Here se hart as ons hom nooit vra. En ook nie net vra en hardloop nie, maar vra en sit. Here, wat dink U hieromtrent? Hoe moet ek dit hanteer? Here, wat wil U vandag van my vra? Wie moet ek vandag aanraak? Wie gaan U vandag nodig hê wat my gaan nodig hê om hom te bemoedig? Ons doen dit nie. Want Jesus is nie ons eerste keuse nie.
Leer by hom. Sy liefde het geen perke nie. Die woord sê die diepte, die lengte, die breedte, die hoogte kan nie bepaal word nie. Dit is sy liefde vir jou en vir my. Daar is nie vereistes aan. As jy dit doen, gaan ek jou lief hê. Dis wat die wêreld doen, maar dis nie wat Jesus doen nie. En hy verwag dat ons moet sy voorbeeld navolg. Hieraan sal mense weet dat julle my disippels is, by die liefde wat julle vir mekaar het. Partykeer as jy na kinders van die Here kyk, dan dink jy, hulle is ook nie eintlik lief vir hulle broers en susters nie. Of vir hulle self. En sê die woord nie vir my in Jakobus, as jy nie lief het nie, dan ken jy my nie. Want God is liefde. Ons word geroep om vrugte te dra vir sy eer en as 'n getuienis. Liefde, vreugde, vrede, geloof, vriendelikheid, goedheid, selfbeheersing, nederigheid. 9 van hulle. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit as Jesus dit sou toepas? En hoe lyk dit soos ek het toepas? Nederigheid is 'n baie moeilike een, want die meeste van ons is baie trots. En dis wat die vyand laat val het. Here, help my, ondersoek my hart. En wys my as daar enigiets is wat nie van U is nie. Here, leer my hoe lief te hê. Leer my hoe om geduldig te wees. Vriendelikheid, Here, wys my hoe om vriendelik te wees. Om ons getuienis te bring. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die krag van hulle getuienis. As die Here goed is vir jou, vertel mense. Hy's 'n goeie God. Wys mense dat hy eerste is vir jou. Dis eintlik vir my so lekker, die vroukie wat saam met my voor in ontvangs werk, sy's ook 'n kind van die Here. En 'n pasiënt sal vir ons iets sê en ons sal sê prys die Here, en dan kyk daai persoon so snaaks aan. O, maar die Here is goed. En jy sal nie glo dat wanneer daai mense weer kom nie, dan kom praat hulle met ons. Want ons het die lig wat skyn. Amen. En ons God was vereer. So in hierdie lewe waar ons elke dag is aan keuses gestel. Maar daar is eintlik net 2 keuses. En die woord sê vir my, die een keuse is 'n wye pad. En ons baie voetspore, en ons gaan baie mense op daai pad kry, en is populêr. Maar dit lei tot die verderf. En dan is daar 'n ander pad wat nou is. 'n pad van nederigheid. Selfbeheers. Al die vrugte van die Gees. En daar was min voetspore. Maar is daardie pad, daardie keuse, wat bepaal waar ek my uitbesteding gaan doen. Jy kan sê wat ek nou doen beteken niks. Maar daai keuse het 'n invloed. Elke dag. En dit wys ook waar jou hart is. Sê dit? Hoe sê dit? Your treasure is where your heart is where your treasure is. So waar is jou hart? Is dit Jesus? Of is dit die wêreld? Ek dink, Jesus is baie duidelik vir ons vandag gestel, dat hy eerste moet wees. Matteus 10 vers 32, elkeen dan, wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader, wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon
voor my Vader wat in die hemel is. Miskien sit jy hier vanoggend en jy dink, ag, ek het nog baie tyd. Ek hoef nie nou te besluit dat Jesus alles is nie. Maar ek dink wat die Vader so duidelik vir ons 'n boodskap gee, deur die nagmaal en bevestiging deur die woord, wil hy hê jy moet 'n keuse maak. Jesus of nie. Verlossing of verwerping. Hy verwerp nie. Hy het die prys klaar betaal, ten volle betaal. En as jy lewe nog steeds so die mekaar is toe jy jou hart vir die Here gegee het, dan dink ek jy moet seker maak dat jy wel jou hart vir die Here gegee het. Want die Gees wat in ons woon is 'n lewendmakende Gees. Amen. Jy moet vandag anders te lyk as wat jy gister gelyk het. En as jou begeerte dan nooit is na Jesus nie, dan het jy nie werklike keuse vir hom gemaak. Kom ons staan. Jy is nie te jonk om te sterf nie. Jy kan hier uitstap en val, net hier, of buite die trappie van jou huis. En jy sterf, en jy is verlore vir ewig. Terwyl hierdie Jesus jou so lief het, dat hy vir jou sterf het, omdat hy nie wil hê, dit moet met jou gebeur. Hy het jou so lief. Blaas my eers. Blaas my eers. Gaan dit oornag alles verander in jou lewe? Nee. Maar jy gaan die wysheid en die kennis ontvang om dit te kan doen en deur te staan. Jy sal sy liefde in jou hart ontvang om die seer wat in jou is te absorbeer. Jy sal sy liefde ontvang wat sê jy is awesome. Maak nie saak wat iemand anders te dink nie. Jy is awesome en jy is myne. As jy voel, jy wil so besluit maak na die tyd, kan jy kom, ons gaan vir julle saam met julle bid. Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom in die magtige naam van Jesus, aan die koning van alle konings, die Here van alle Here, die een wat my so lief gehad het, dat hy vir my gesterf het. Here, dankie dat jy vanoggend net met ons kom ontmoet het. Dankie Here dat jy ons hart kom aanraak het. En Here dat jy weer 'n vuur in ons hart in plaas. 'n Vuur vir U. En Here dat ons werklik na ons lewens kyk en kyk of is U eerste in alles. Here, as ons U woord sal neem en sal eet, om te sien hoe goed U werklik is. Hoe getrou U werklik is. En Here, wanneer U eerste is, veg U vir ons. Vader, ek bid, Here, dat ons hierdie week 'n besluit sal maak om meer tyd met U te spandeer. Meer met U te praat. Meer te kyk in die woord wat U wil is vir ons lewens. En net stil te word. Net stil te word in die teenwoordigheid. Terwyl U oor ons vloei en deur ons vloei. En alles verwyder, Here, wat die vyand in ons lewens plaas en in ons liggame plaas, om ons weg te neem van U. Here, om die leuen te kom bevestig dat U nie werklik God is. Maar Vader, U is 'n goeie God. Dankie vir U liefde, Here. Dankie vir mense wat vir ons lief het, Here, en help ons dat ons anders sal lief het soos U lief het. Ons bid in die magtige naam van Jesus. Amen. Amen.